Daar's so baie wat ek vanoggend wil sê, en ek gaan die Here vertrou daarin. Maar ek wil die staanspoor so begin. Life is about choices. Make good choices. Ons lewe word oorweldig deur daaglikse besluite neem. As jy opstaan, dink jy. As jy gaan slaap, dink jy. En as party van ons wat ek weet wat hier so sit, wil hierdie nag nie eens slaap nie. Want jou kop is die hele tyd besig. Maar wanneer ons ons besluite baseer op dit wat waarheid is, en wanneer ons ons besluite baseer op dit wat van God afkom, dan weet ons die begin is reg, en ons weet ook dat die einde is reg. En dis wat so kosbaar is wanneer die woord van die Here sê, ek sê, dis wat ons elke maandag, as ek by die seuns in die tronk is, en ek bedien en ons is klaar, dan sê ons vir mekaar, life is about choices. Make good choices. En so, vanoggend, ek weet nie vir Pastor Jasper laas week gesê, ek weet nie vir wie is die moeilikste vanoggend nie, vir hom en vir my. Waar ek my laaste oggend hier is, nie as deel van die liggaam nie, nie as deel van vriendskap nie, maar as dit wat die Here van my gevra het om te wees en te kan doen in 'n seisoen. En baie keer sien ons 'n seisoenverandering plaasvind en dan voel mense dat as jy aanskuif, dan is dit ook asof iets met jou eindig. Maar dit is die ding wat nog aangaan. Is wat Pastor Jasper vanoggend gesê het, Jesus is die middelpunt. Is the center of it all. Is die middelpunt van dit alles en hy sal altyd die middelpunt van dit alles wees. En dit is hoekom ons aan mekaar verbind is vanoggend. Is as gevolg van Jesus Christus. Amen. En ons gaan Here so verdruk, ons bid eers verder en dan sien ons die Here vir ons verder lei vanoggend. Vader, ons eer U, Here, vir hierdie kosbare tyd vanoggend. Here, dankie dat ons by die voete van Jesus kan kom sit by hierdie tafel, wat ons ook vanoggend kom herinner aan die werk van die kruis. Die oorwinning wat behaal is, en dit wat vir ons bekom is, deur Jesus Christus wat homself as 'n lewende offer kom gee het. Here, vanoggend kom ons nie net en celebrate, en ons kom nie net verheug onsself in die werk van die kruis nie, maar ons kom ook vanoggend, Here, en ons kom ontvang, Here, dit wat Jesus vir ons kom leer, dit wat hy ons kom wys het, ook die lewe wat hy kom lei het, om ons te wys, hoe om die oorwindende bruid te wees. En dan is dit nie al wat hy kom doen nie. Vader, die woord kom sê, dat hy het vir ons kom sê, dat ek wil graag hê, dat jy moet wees waar ek is. En om dit vir jou moontlik te kom maak, het ek die pad vir jou voorberei. Het ek die werke van die vyand vir jou oorwin, en het ek dit vir jou moontlik gemaak, om te kan wees waar ek is. But life is about choices. Now you choose the blessing of the curse. Here, vanoggend wil ek hom vra, Here, soos wat ons verder gesels en bedien, Here, dat U my sal wegsteek in die werk van die kruis. Here, dat U ons sal omring soos 'n laar van vuur. Here, dat die woorde van my mond en die meditasie van ons harte vir U sal aanneemlik wees, en 'n lofoffer en 'n dankoffer. Because it's for your glory. En so wil ek hom vra, Here, dat U ons sal kom toemaak, en net sal kom wegsteek in U teenwoordigheid vanoggend. En Here, mag, Here, U liefde die senterpunt van ons gesprek is. En ons eer U daarvoor. In Jesus naam.
Amen. Prys die Here. Ek wil vir Pastor Jasper dankie sê vir nog 'n geleentheid om iets van my hart te deel met u. En ek vanoggend voor ek net so 'n bietjie iets verder deel, wil ek so 'n klein stukkie vertel van waar dit begin het. En vir sommige wat hier sit, ken u die storie. Ek ken die begin, want u was daar gewees. Daar is hier en daar een of twee wat vanoggend weet hoe my storie eindig, en ek gaan so vinnig iets oor dit sê. Maar tussen die begin en die einde lê daar 'n storie. En dit is waar ons mekaar ontmoet het oor 'n tydperk van 14 jaar. Is waar die Here 'n pad met ons kon stap het. 'n Pad met mekaar kon stap het, en waar daar selfs baie diep vriendskappe met mekaar gesluit is, as gevolg van hierdie pad wat ons saamgestap het. En wat 'n voorreg. Ek kan onthou ek dink, as ek onthou, dit is 2022, het ons een Sondag 'n celebration gehad, oor, ek dink se 10 jaar, as ek kan onthou, Pastor Jasper, en het ons die voorreg gehad 'n bietjie terugvoer te gee, wat het oor 10 jaar gebeur, en ook die roeping op hierdie gemeente. En op daai stadium van my lewe het ek al reeds geweet, en Pastor Jasper het vanoggend deel daarvan uitgespreek. Ek glo met my hele hart dat hierdie gemeente geroep is vir herlewing. Ek het nog altyd geweet, en ek het geweet van die begin af. En nog niks het verander nie. Wat is deel van God se plan? En vir elkeen van ons wat deel van hierdie proses is, speel ons 'n rol daarin. En hoe jou rol is, weet ek nie, maar jy weet. En is dit so belangrik vir jou om te verstaan, hoekom jy vandag in hierdie gemeente is. En hoekom sit jy op hierdie skeidingslyn tussen twee kwartinêre gebiede, en hoekom die Here jou deel van hierdie gemeente gemaak het. Môre, dit was 'n Vrydag, 14 jaar terug, môre is die 3de. Môre die 3de. Dis is vandag. Môre is die 3de. Sy sit naby Hilda. Dis influence day. Môre is die 3de. Ek wil ook net seker genoem. As ek in seer is, en ek kan nie presies onthou hoe dit gebeur nie, maar ek was bewus gemaak dat 'n nuwe leier aangestel gaan word in hierdie gemeente. Op daardie stadium, al wat ek geweet het, is van die herderskap, soos hulle in seisoene oorgedra het, ek bly in Ceres. Ek was net altyd bewus van die gemeente, maar nooit betrokke by die gemeente nie. En die Here het my herinner daaraan, en ek het ervaar dat die Here vir my gesê het dat ek moet kyk of ek daar kan uitkom. En so het ek onthou, as ek reg kan onthou, was iets met Nico dit in gewees, Jasper. Ek kan nie presies onthou, maar ek dink dit was Nico. Is die enigste kontakpersoon wat ek geken het, en ek het hom gekontak en gevra of ek die verrigtinge kan bywoon. En ek was toe uitgenooi en gevra of ek oggend hier kan wees. Ek het die oggend gekom en daar agter Valina sit, is baie interessant, dit sy my Nico het. Sit ek daar agter op daardie stoel, en so word 'n woord bedien in die boek van Eksodus, hoofstuk 33 vers 15. Maar terwyl ek daar sit, onthou ek dat in die nag, dat die Here vir my 'n droom gegee het. En die droom was, Eksodus 33 vers 15. En terwyl ek daar sit, vra ek vir die Here, wat moet ek met dit maak, wat hy vanoggend vir my sê? Terwyl ons daar sit, staan Nico aan hierdie kant, en terwyl Pastor Jasper ingeseën is, en Apostel Errol, die diens waargeneem het, toe ons klaar was, staan Nico hierdie kant, en ek vra Here, maar ek sit hier, wat moet ek maak? Hoekom is ek hier?
En die volgende mens stap ek daar 'n bietjie van daardie kant afpraat en Nieke se oor en hy sê, maar sy het 'n woord vir die nuwe herderskap, mag hulle dit deel, en so maak dit 'n deur oop. En terwyl ek daar sit, kan ek onthou het hier gestaan, en 'n persoon kies nie om oogkontak te maak nie, maar kan onthou het opgekyk en hy het reg binne my vasgekry. En ek kon die vraag op sy gesig sien, en die vraag was, het jy iets om te deel? En ek sê vir hom ja. En so wil ek 'n geleentheid gegee om vorentoe te kom, en ek het 'n voorreg gehad om op daardie stadium van die leierskap van hierdie gemeente te vra. Ek het 'n woord van die Here, mag ek dit met hulle deel? En wat die Here op daardie stadium vir my gesê het, was twee goeders en ek wil dit vinnig vir jou lees. In Eksodus 33 vers 15 staan die volgende geskryf. Hy sê, and Moses said to the Lord, en Jasper het vir die Here gesê, if your presence does not go before me, do not carry me up from here. En daardie oggend sit ek daar en ek besef dat hierdie man sy hart is van so aard dat hy nie sal beweeg as die Here nie voor hom is nie. Die tweede ding wat die Here vir my kom sê terwyl ek daar sit, is dit dat hy 'n planting van die Here is. En die derde ding wat hy vir my kom sê, is dat leiers ontvang leiers. Amen. En dat ek vir hom moet sê, dat die Here sê, dat hy welkom is. En so was dit om my ontmoeting met Pastor Jasper gewees. Wat ek nie besef het nie, op daardie stadium, is dat, ek dink dit was omtrent 'n week daarna, stuur 'n vriendin van my 'n boodskap, en sy sê vir my, ek sien jy sit aan die punt van 'n tafel, met 'n snaarinstrument, en die Here sê, hy gee vir jou 'n nuwe posisie. En op daardie stadium het ek nog steeds nie geweet waaroor dit gaan nie. En dit was nie kort daarna dat Pastor Jasper my een oggend bel en vir my vra of ek nie kan kom ondersteun in die area van praise and worship binne die gemeente. En so was ek dit ook vir 'n kort rukkie en op 'n stadium later om dan te bid daaroor om te hoor, sou dit nie iets wees wat die Here op my hart sou lê om deel van 'n proses van hierdie gemeente te word nie. En ek besef toe dat die Here alreeds die Dawid en Jonathan verhouding kom bewerkstellig het. Maar dat hy ook vir my gesê het, ek gee vir jou 'n punt aan die tafel. En ek kies dit vir jou. En dit is waaroor ek met jou vanoggend wil kom gesels. Daardie oggend toe ek hier was, het ek nie geweet dat dit die begin van 'n journey sal word, wat 14 jaar sou duur nie. Ek het geen begrip of benul gehad dat dit is wat ek in my gedagte gehad het. En so dat ek Pastor Jasper seker een van die kosbaarste verhoudings in my lewe geword. En oor die jare, en dit wat ek nou vir u wil sê, is so uiters belangrik, voor ons net nog 2 teksverse gaan kyk. Daar's 2 dinge wat met jou gebeur in 'n seisoen wat die Here vir jou kies. En ek gaan dit baie hard sê, want dit is wat hy doen. Hy kom breek jou. Wanneer jy in die plek is waar life is about choices, make good choices, when you choose to respond to instruction of the Lord for something that He chose for you and you did not choose for yourself, wie dit dat jy gaan sterf aan jouself. You will die to yourself. Miskien nie dan wat jy vanoggend wil hoor. Nee, waar. Amen. Jy sal sterf aan jouself. Daar's hoop. Die tweede ding wat met jou gaan gebeur in daardie selfde seisoen. Jy gaan sien die herstel van die Here. Die
Die ander gedeelte wat met jou gebeur in daardie seisoen, die Here wil jou gebruik as 'n maatstaf, as 'n meetinstrument, as 'n werktuig van sy heerlikheid, om te dien, om diensbaar te wees tot sy heerlikheid. Die Here is altyd double in his portion, in every season of obedience. Hy doen nooit twee goeders nie gelyk nie. En daarom is dit so belangrik om te verstaan. En op daai stadium het ek nie geweet wat is dit wat die Here met my gaan doen. Ek het nie geweet wat is dit wat hy vir my gedagte gehad het nie. Maar ek het geweet dat hy iets in my binneste gaan doen. In die jare met my verhouding met Pastor Jasper, weet ek daar was 'n paar keer wat daar uitdagings was en ek wil dit sê, wat daar 'n vraagteken was oor die integriteit van herderskap. En is die een ding wat ek hier kom vind het, was juis 'n veilige plek. En dat ek ruimte geskep was vir my om gebroken te wees. En ek wil dan graag weer daai detail vertel, maar daar gaan nie tyd wees vanoggend nie. En hoe kon ek hier, op hierdie verhoog, menigte kere gebreek word? En hoe die ruimte in die gemeente vir dit geskep was, as gevolg van die herder. En terselfdertyd, waar hy vir my ruimte geskep het, om winsend te wees. En nie die gifting gesquash het nie. Nie die boks ingekrimp het nie. Maar waarin hierdie gemeente ruimte geskep was om te groei, te verander, ruimte te kry en nog meer te groei. En dis die hart van hierdie gemeente. Dis die hart van hierdie herder. En ek glo dis die hart van die leierskap van hierdie gemeente. Ek het nog nooit in 'n gemeente gefunksioneer waar daar soveel eendragtigheid, samehorigheid, vriendelikheid, verdraagsaamheid, liefde, en ons het soveel kulture hierso. Partykeer sê ek vir mense, ek weet nie eintlik meer wie's wie nie. Want al wat ek sien is mense en ek sien gesigte. En ek het lief gehad vir jou. Ek het nie dalk baie tyd met jou spandeer nie, maar my tyd met jou was in my voorbereiding, was in my intersessie. Was in sy hart vir ons die plek van ontmoeting. Daar's geen beter nalatskap wat mens kan gee as jy kan aanskuif as dit wat kom uit die troonkamer uit nie. Amen. En ek is so dankbaar vir hierdie journey wat ek eintlik hiermee intiem gehad het. En dan met ander, ek kan onthou my eerste regtig 'n bietjie bymekaar kom was in Lorinda in sy huis gewees saam met Hannes. En ek dink Nico en sy vrou was daar, was Jasper. En so was my eerste ontmoeting gewees. En is ek die Here dankbaar vir hierdie geleentheid wat ons gehad het. Ek wil ons vinnig net 'n bietjie terugstaan en ek wil vir die een of twee goeters noem so rukkie terug. Het ek die oggend kom deel oor 'n onderwerp waarom dit soms mag voel dat die stem van die Here stil is. En onder andere daardie oggend het ek 3 goeters genoem. Die eerste een was onderdanigheid. Die tweede was gehoorsaamheid en die derde was vaste vertroue.
en hoe ons na die karakter van Jesus Christus gekyk het. Hoekom was dit moontlik vir hom om in krag, mag en autoriteit konstant te kom wees? En daardie oggend het ons meer prominent gesels oor die area van gehoorsaamheid. En wanneer ons nie ons oë rig na God nie, waar daar doelgestel of doelgerigte nie luister is en uitgestelde gehoorsaamheid, wat die impak daarvan op 'n persoon se lewe is, maar hoe dit blok dat daar vorentoe beweeg kan word. En hoe belangrik dit is om die instruksie van die Here te gehoorsaam wanneer hy so sê. Wat ek vanoggend vinnig aan wil raak in 1 en 2 teksverse, wil ek bietjie meer gesels oor onderdanigheid. En wanneer ons praat van onderdanigheid, dan wil ek vir ons 3 goeders vinnig noem vanoggend, en ek wil net aan die laaste een tyd spandeer. En die tipiese voorbeeld wat ons daarvan het, is die begin van 'n seisoen, die eindige van 'n seisoen, en dan in die middel van 'n seisoen, is die proses waardeur God ons neem. Wat ek vroeër van gepraat het, is die plek waar jy doodgaan. Die plek waar jy herstel, en dan die plek waar God jou gebruik as 'n werktuig van sy heerlikheid. Ek weet oor die jare was daar al 'n paar keer gesê in terme van Pastor Jasper en myself, hoe is dit moontlik vir hom en my om so saam 'n verhoog te kan deel? En die antwoord lê in dit opgesluit. Hy weet wie hy is. Ek weet wie hy is. Hy weet wat is die roeping op sy lewe. Wat is sy plasing? Ek weet waarvoor ek hier was. En ek het geweet wat my rol is. En daarom kom 2 persone dieselfde verhoog deel, omdat hulle geweet het wat dit is wat God van hulle vra. Amen. En het ons gedemonstreer, en was dit deel van ons hart oor 14 jaar, dat mense sal sien wat dit beteken om te verstaan how to submit one unto another. En so het ons oor jare hierdie platform die hele tyd so gedeel, soos wat die Here vir ons gelei het. Amen. Sure. En mag dit deel van die proses in jou hart en my hart wees in die jare wat kom, dat ons hierdie beginsel en hierdie begrip van onderdanigheid sal verstaan en kan uitleef, want dit is juis in dit wat die autoriteit lê. Wanneer ons weet wat ons boundaries is, wat ons ruimte is waarin ons funksioneer, wanneer ek weet wie ek is, wanneer ek weet wat die salwing op my lewe is, wanneer ek weet die karakter wat op my is, wanneer ek weet waarvoor ek is, wanneer ek binne die ruimte van dit beweeg, voel ek veilig. En as dit nie my ruimte is nie, dan onderwerp ek my in die gesag oor my. Ek wil vinnig net 3 goeders noem. Jesus sit by die Vader en hy sê vir hom die volgende. Hy sê, ek het die wêreld so lief, dat ek jou gaan stuur as 'n offer vir hulle, sodat ek weer naby aan myself kan bring. Dit was Jesus se begin gewees. Lukas 23:46 sê, and Jesus crying out with a loud voice, said to the Father, into your hands I commit myself. En hy onderwerp hom aan 'n proses wat hom lei na die dood. Romeine 8:34. Who is there to condemn us? Will Christ Jesus the Messiah who died, or rather who was raised from the dead, who is at the right hand of God, actually pleading as he intercedes for us? En hoor ons, Jesus se proses. Hy's met die Vader, hy kom sterf en sit weer in die regterhoek
van die Vader. Vir een rede, dat hy homself kom onderwerp het en dit wat die Vader vir hom gevra het, om in daardie seisoen te wees. Ek wil vinnig vir jou hierdie sê, in my jare in die bediening, is dit gereeld 'n uitdaging by mense, dat wanneer dit ongemaklik raak, dat hulle self van daardie seisoen verwyder, voordat die doodgaan nie voltooi is nie. So. Mag ek jou vanoggend vra, moenie jouself verwyder van die seisoen van jou dood nie. Die resultaat van dit is, dat jy sal sit aan die regterhand van die Vader. Amen. My vraag vir jou vanoggend in dit is, as jy wil wees waar hy is, moet jy jouself onderwerp aan die seisoen van jou dood. Daar is nie 'n ander manier daardeur nie. Niemand het gesê om dood te gaan is maklik nie. Maar ek en jy die hoop ontvang dat in hom sal ons opgewek wees en saam met hom sit aan die regterhand van die Vader. Dis die belofte wat ek en jy. Die tweede ene is die plek en ek gaan nie uitbrei nie. Ons hoor dat Jesus is in die tuin van Getsemane en hy sê, Vader, kan hierdie beker my maar verbygaan. In jou seisoen van dood is daar plekke wat hy vir jou gekies het, maar jy het 'n keuse om te sê, Here, laat die beker my verbygaan, maar tog nie my wil nie, maar U wil. Op 'n later stadium, as ons verder gaan kyk in Johannes 18, lees ons daardie gedeelte waar Jesus sê, Jesus, knowing all that was going to happen to him, went out and asked them, who is it you want? En dan sê, Jesus of Nazareth, then replied, I am he. In jou seisoen van keuse, van begin en einde, gaan daar 'n plek wees waar daar 'n keuse gemaak word. En wanneer die keuse vir jou gevra word om te sterf, dan moet jy sê, Here, hier is ek. Ek stel myself beskikbaar. Deel met my. Amen. Nie maklike goed nie, maar belangrik. Die gedeelte wat ek vinnig vir ons wil lees, wat vir my so belangrik is vanoggend, is dan die volgende. Filippense 2 vers 5 tot 7 sê dan vir ons die volgende. Indeed, let this attitude be in you. Ek gaan weer vir jou lees. Neem notisie. Die woord is sela, stop en dink hieroor. Indeed, let this attitude be in you, which was also in Christ Jesus. Wat was hierdie gesindheid? Though he was by nature God, he did not consider equal with God as a prize to be displayed. So al was hy God, het hy gekom as die seun van die mens. Nee, ons gaan nou kyk. Vers 7. But he emptied himself by taking the nature of a servant when he was born in human likeness, and his appearance was like that of any other man. En sien ons Jesus doen twee goeders hier. Die eerste ene is, hy ontken homself
van die glamour, van die majesty, van die grootheid, en daar's 'n baie mooi woord in die Grieks, wat sê kenosis, wat beteken om leeg te maak, om iemand van 'n hoë status of voorreg te verneder, te neutraliseer of te ontdoen. En sien ons dat Jesus het gekies om in persoon nog steeds God te wees, maar om van die gemak, van die majesteit van die troonkamer van God, om homself van dit te ontneem. En hy sê, and he became like a man. En dan sê hy in die vorm van 'n diensknegt. So waaraan het Jesus homself onderwerp? Eerstens aan die proses. Tweedens aan die plek wat God vir jou mag kies. En dan derdens om dan te sterf aan jouself. Dat jy nie jouself verwyder van 'n proses, sou die Here Lewende Water Gemeente in Woolsey wil gebruik as 'n plek en 'n proses van jou lewe om te sterf, dat jy jou nie van hierdie plek sal verwyder voordat hy nie sê hy is klaar nie. Yes. En sluit ek af met dit. 7 Mei op Bergkroon. Die oggend is ons in 'n plek van aanbidding by 'n konferensie, so 'n paar weke terug. En terwyl ons in 'n baie diep plek van die salwing van die Here is, het 'n man agter my, so skuins agter my opgestaan en hy het in 'n taal gespreek vir uitleg van die gemeente. Maar toe hy sy mond oopmaak en hy spreek 'n woord, gee die Here vir my 'n beeld waarin seer is, ek van die dorp se kant met my hand binne in sy hand loop in die rigting van die pad uit seer is. En hy's groot, is baie groot, maar ek is my ouderdom wat ek nou is, maar my hand is binne in sy hand. En hy hou my vas en hy kyk vir my en hy sê vir my, no. En daardie oggend het ek geweet dat sedert 2021 wat van julle soms weet dat ek eintlik indirek al in Hermanus gebly het die Here my konstant teruggebring na die plek wat hy vir my gekies het om te sterf, op te kom en vrug te dra. En was ek gestretch tot op 'n plek dat ek baie keer gevoel het ek kan nie meer nie. Maar daar's een ding wat ek nie gehoor het nie, is dat die Here sê, die tyd is nou. Die dag toe dit vir my sê, het ek geweet dat die werk wat hy in my gedoen het en wou doen, is voltooi. Dat dit waarvoor hy my gestuur het, dat ek dit gedoen het, wat ek moes doen. En so het ek die voorreg gehad om die 14 jaar baie kosbare pad met jou te stap. En my laaste 2 sinne wil ek vir jou lees. Jesus openbaar homself aan die einde slegs in 'n klein groepie. Het en op sy pad ontmoet, het die tyd met sy disippels spandeer. Maar nie in die wêreld nie, net in 'n klein groepie. So nie baie weet wat met jou gebeur en dat Vincent aanskuif en dat Jesus hemel toe gaan nie. Nie baie het geweet nie. Maar tot vandag toe ervaar ons nog steeds die impak van dit waarvoor Jesus gekom het. Dit waarvoor hy gestuur is. Dit waarvoor hy gesterf het. En hy sit vandag in die regterhand van die Vader, omdat hy 3 goed gedoen het. Eerstens het hy hom onderwerp in die proses. Hy het hom onderwerp in die plek wat God gekies het. En hy het hom homself onderwerp
aan die Vader om te sterf in homself. 3 baie belangrike plekke. En soos met die laaste sin wat ek vir jou gaan lees, mag ons nalatenskap dan ook so wees, dat daar min fokus sal wees op onsself. Maar 'n ewigdurende, dit wat is as gevolg van sy gees, en tot die verheerliking van die Vader. Mag elke seisoen vir jou so wees, en dit is wat Jesus aan die einde van daardie teksvers kom sê, was dit, but he emptied himself by taking the nature of a servant. He was born in human likeness, and his appearance was like that of any other man. Mag die fokuspunt, die werk en die krag van die Heilige Gees wees. Mag die Vader deur jou lewe verheerlik word. En dat die fokus wees op hom en nie op jouself nie. Amen. So gaan ek dit vir u teruggee vanoggend. En dankie Pastor Jasper. Ek vra dat ouwe na vore kom, en dan ook die leierskap, en dan wil ek vra dat Benny en Hilde ook na vore kom, asseblief. Voordat Pastoor Vincent vir ons bid, en die seën van die Here uitspreek oor die gemeente, kom staan hier ook by ons asseblief. Die rede hoekom ek vir Benny en vir Hilde saam het, want hulle het elke oggend saam met hom gejourney. Amen. Ek gaan nie ophou praat oor dat Benny nie huil nie. Dat is ek nie die enigste een nie. What a journey. What a journey. Ek het nie in die begin geweet wat is God se agenda met jou in my lewe. Ek het nie geweet wat is die dinamika van submission in so 'n vorm soos wat toe jy dit begin modelleer het hier. En dit was in 'n paar plekke, ons het nie baie woorde gehad nie. Maar die kere wat ons woorde gehad het, was dit vinnig en dit was verby gewees. Want ek dink jy het op daai stadium beter verstaan van submission as ek. I was still a work in progress. En ek is okay daarmee. Want dit was nie 'n plek waar die een hoër was as die ander een nie. Dit was absoluut net 'n David en Jonathan verhoudings wat jy gesê het. En ons is nog steeds nie seker wie's David en wie's Jonathan nie, maar ek weet David het op die harp gespeel, so dan is ek seker maar. Is dit Jonathan wat die spiese gegooi het? Okay. Goed. Ek wil vir jou dankie sê vir 14 jaar. Nie baie mense ken my hart nie. Ek deel die diepste van my hart met min mense. Vincent het baie van dit moes absorbeer. Veral toe ek in 'n moeilike tyd was, en veral toe ons deur seisoene gaan en dies meer, Vincent was die een wat dit geabsorbeer. Ek wil vir jou dankie sê. Vir jou dankie sê vir jou integriteit. Vir jou dankie sê dat jy 'n stuk commitment kom leer het vir die gemeente, wat baie dalk nog nie gegryp het nie, maar wat ek hoop 'n nalatenskap sal laat, as dit kom by commitment. En dit wat Pastoor Vincent vanoggend gesê het ek persoonlik aan my lyf gevoel, waar mense
geplant is in hierdie gemeente en dan vat hulle stryd met my of met iemand en dan waai hulle en dan beleef hulle woestyn in hulle eie lewe want hulle het uitgeklim uit hulle proses van dood, uit hulle seisoen van dood. En ek wil jou aanmoedig en ek wil myself aanmoedig, let us die to ourselves. Ons is nie hier vir onsself nie. Ons is nie hier vir onsself. Okay. So dankie. Dankie. Net so 'n paar woorde namens die gemeente aan Pastor Vincent. Pastor Vincent, vandag neem ons as gemeente afskeid van na 14 jaar van getroue diens. Dit is nie maklik om godsdienst te sê aan iemand wat met liefde, toewyding en geloof saam met ons gestap het nie. Dankie vir elke preek wat ons van geloof wat ons versterk het, elke gebed wat u vir ons gebid het, elke worship wat u vir ons vooraf gegaan het, elke woord van bemoediging en die manier waarop u ons na Jesus gewys het. U bediening het 'n verskil in baie van ons lewens gemaak. En daarvoor is ons opreg dankbaar. Ons bid dat die Here u ryklik sal seën in die nuwe hoofstuk wat voorlê. Mag hy u lei, beskerm, nuwe deure oopmaak en mag u met vrede en vreugde vervul word. Mag hy altyd onthou dat die saad, wat u hier gesaai het, steeds vrug sal dra. Joshua 1:9 sê, wees sterk en vol moed, moenie bang wees nie, moenie moed verloor nie, want die Here God is by jou oral waar jy gaan. Namens die hele gemeente wil ons net sê, baie dankie. Ons waardeer u meer as wat woorde kan beskryf. Ons sal u mis, maar ons stuur u met ons liefde, ons gebede en die seën van die Here. Amen. Ek wil net vra as u is van die wat wil vorentoe kom, van die broers op jou kant, as jy dit welkom. Kom ons leef aan in die Pastor Vincent. Jy word geleid voel. Ons hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit om vanmôre net afskeid te neem van Pastor Vincent. Dankie Here dat U ook vanmôre sy hart met ons kom deel het. En Here, ons oë is soveel groter. En ons besef ook dat al het U ons gelei baie keer in worship, weet ons nie wat in sy hart omgegaan het nie. En ons is vanmôre dankbaar. Maar Here, ons neem ook vanmôre afskeid met hartseer van hom af. Here, want ons is so gewoond. Baie keer het ons dit nie waardeer, die moeite en tyd wat hy kom insit nie, om hier voor te kom sit en ons te lei in aanbidding nie. En ons besef vanmôre, Here, dat dit ook baie tyd en moeite gekos om met Hermanus uit te ry baie keer, om hier te kom staan. Here, en ons eer en prys U vir hom. Maar Here, ons wil ook vanmôre U seën van die afbid op sy lewe. Ons wil bid, Here, dat U hom saam met hom sal gaan, Here, dat U hom sal bewaar en beskerm. Here, dat hy net sal sien hoe nuwe deure vir hom oopgaan, hoe 'n nuwe seisoen vir hom sal oopgaan, Here. En ons as gemeente, Here, wil werklik net die seën van die afbid op sy lewe. Here, en dat hy die vryheid en die liefde en alles, Here, sal ervaar waarna toe hy heen gaan. Seën hom nou verder, as ons dit bid in Jesus magtige naam, met baie dankseggings.
Amen. Net voor ek bid, as ek net kortliks iets kan sê vinnig. Ek staan nou vanoggend hier, maar ek kan nie erkenning gee in 'n proses nie. En deel van daai proses is my gesin. Ek dink nie mense weet partykeer wat is die offer wat jou gesin dra vir jou gehoorsaamheid nie. Hierdie is nog my journey wat ek vanoggend van gepraat het, maar hulle het in die stilte hulle eie journey gehad. En is die prys vir gehoorsaamheid vir een wat kyk, vir hulle wat volg, nie altyd maklik nie. En word baie keer gevoel dat hulle trek in die kort kan. En daarom moet ek vanoggend vir Kobie, vir Nathan, hulle kom al jare nader, so 'n bietjie deel daarvan, Richard, skoon sien, en vir Alyssa. They're part of this journey. Because they're willing to release me, I can be who God wants me to be. En wil ek Here vanoggend net die eer daarvoor gee. Dankie vir hulle. Kom ons bid. Here, U het hierdie gemeente gekies met 'n doel, met 'n rede en sy uniekheid vir 'n tyd soos die. Here, dankie dat U elke persoon wat U hier kom plant het, elke verhouding wat U kom bou het, en elkeen wat deel geraak het van 'n proses in 'n gemeenskap met die hand gekies het. Ek onthou terug in 2022, toe ons terugvoering gegee het oor 'n 10 jaar seisoen verby, het die Here my herinner aan sy woord, en dit sê die volgende: hy wat sy woord ontvang, dit aanneem, dat by hulle sal daar seën wees, vermeerdering, die 30, die 60 en die 100voudig. En Here, dit wil ek vanoggend kom bid oor die gemeente, dat hulle gemeente sal wees wat die woord sal hoor, wat die woord sal ontvang, en wat die woord sal aanneem. Here, dat dit 'n gemeente sal wees wat se ore naby sal wees in die hart van die Vader. En Here, om so naby te wees, dat dit 'n gemeente sal wees wat se harte sal hunker na intimiteit. En dat die sleutel na intimiteit is om tyd te spandeer by die kruis. Die plek van sterf, maar ook die plek van herstel en opstaan. En dat die woord kom sê, Here, dat uit hierdie tipe verhouding kom herlewing. En mag die saad, Here, van 'n seisoen verby die platform wees vir die oes wat inkom. En Here, dat elkeen wat deel van hierdie pakkie word, wat deel van hierdie bediening word, wat deel van hierdie gemeente, hierdie samekoms word,
dat deur hulle hand gekies sal wees. Ek bid, Here, dat U hulle handewerk sal seën. Here, dat U binne in hierdie gemeente gawes en talente sal oprig. Manne en vroue wat net een oog voor doel het. Is dit wat ek doen, is vir sy heerlikheid. Terwyl ek bid, ervaar ek dat die Here 'n woord van kennis gee. En wat ek ervaar vir my sê is, ek is die goeie herder. En ek ervaar dat hy kom sê, ek sal die skape lei. Sy stok en sy staf sal beskerm. He is the shepherd of the flock. En ek weet, Here, dat die leierskap en ek weet dat hierdie herder homself onderwerp aan die herders van herders. It is his sheep of the pastures. It is Jesus. En so, Here, wil ek hom sien wat U sien. Ek wil kom sien die grondgebied, die saad hiervan. En omdat ek ook weet, Here, in my jare in die vallei, dat hierdie gemeente lê op beskeidingsmeet, weet ek, Here, daar's 'n double portion. Een hardloop na die suide, en die ander een hardloop na die noorde. En dat die herlewing wat hier uitkom, 'n dubbelporsie sal wees, van dit wat jy in gedagte gehad het, van die begin af. En so het ek daai dag, en ek kan onthou vir Pastor Jasper ook gesê, toe die saal klaar gebou was, is dat die Here sê, en hierdie gemeente sal oorvloei, en dit is waarvoor die saal nodig sal wees. En so, Here, kom gee ek, Here, seisoen soos hierdie, terug vir U. Here, so wil ek ook om bid, Here, dat ek tussen myself, my geliefdes en ook hierdie gemeente, wil ons kom plaas die verlossingswerk van Jesus Christus. En met die swaard van die Gees, dat ons kan kom lossny elke ongoddelike sielsverbintenis. Dat ons ook kan kom afbind in die naam van Jesus Christus. Maar Here, dat ons wil kom vra, dat U sal kom versterk die goddelike verbintenis. Dat niks sal kleef, oordra of aanskei wat nie van U is nie. But as we continue from here, that we know, Father, it is You that is going before us. En Here, so kom gee. Ons volg dit vir U terug, en dan wil ek net, voor ek net amen sê, wil ek weer vir U sê, ek ervaar dit bitterlik sterk, as 'n woord van kennis, dat die Here sê, hy is die herder van die huis. He is the shepherd of the house. In Jesus' name.